die Ou Testament net as los stories lees, mis jy eintlik die prentjie. Abraham, Moses, die Sinaï verbond, die konings, die tempel, die profete, dit is nie net random verhale nie. Dit is 'n epiese storielyn. God wat sy volk vorm om sy verlossingsplan te dra in hierdie wêreld in. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Vat byvoorbeeld die profete. Hulle moes die konings aanspreek oor hulle korrupsie, hulle afgode, hulle onreg, maar partykeer het hulle verder as hulle eie tyd gekyk. Jesaja 53 beskryf 'n lydende dienaar wie se wonde genesing bring, eeue voor Jesus. Dis asof God die draaiboek vooruit laat skryf het. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken jou lewe is ook deel van 'n groter storie. Jy is nie 'n los hoofstuk nie. God gebruik jou pyn, jou oorwinnings, jou drome, jou dryf, alles om in sy groot narratief van verlossing te pas. By SA Gemeente sê ons is die nommer 1 netwerk vir jou lewe en ons hoop dat jy ook die nommer 1 netwerk in ander se lewens sal wees. Dis omdat jy nie jou storie alleen moet probeer leef nie. Jy is ingeskryf in 'n epiese storie saam met ander gelowiges wat jou help verstaan hoe jou hoofstuk by God se boek inpas. So hier's my uitdaging. Sit vandag en skryf jou storie in 5 hoofstukke neer. Waar jy was, wat God gedoen het, waar jy nou is, wat jy hoop en laastens, waar jy glo hy jou heen vat. En dan vra jy, hoe pas my hoofstuk in by sy groter storie? Want die Bybel is nie los stories nie, en jou lewe is ook nie net 'n los storie nie. Tot môre, mooi loop.